Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige maandagoggend. Ja, dit is bietjie koeler by ons. En lekker weer om baie goed te kan doen. Ons is besig met Johannes 6 en ons gaan 'n bietjie verder by vers 60 aan. Baie van sy disippels het, toe hulle dit hoor, gesê, hierdie woorde is erg. Wie kan daarna luister? Maar Jesus, innerlik bewus daarvan dat sy disippels hieroor mor, het vir hulle gesê, gee dit julle aanstoot. Wat dan as julle die seun van die mens sou sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees en is lewe. Maar daar sommige van julle wat nie glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. Daarop het Jesus vir die 12 gesê, julle wil tog seker nie ook weggaan nie. Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe, en ons glo en weet dat u die Heilige van God is. Jesus het hulle geantwoord, het ek nie julle 12 uitgekies nie, en tog is een van julle die duiwel. Hy het Judas, die seun van Iskariot, bedoel, want hy sou hom uitlewer, hy wat een van die 12 was. Vriende, in hierdie teks is daar so baie wat ons kan na luister en stilstaan. Die een ding is hierdie groot waarheid, dis 'n baie sterk tema in Johannes. Jesus weet. Nee, Jesus innerlik bewus daarvan dat sy disippels daaroor mor, en dan lees ons, hy het van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, hy het ook geweet wie hom sou verraai. Jesus weet alles, daar is nie iets wat Jesus nie weet nie. Hy is in beheer. Die verder is dat Jesus se woorde nie verstaan kan word sonder die werking van die Heilige Gees nie. En daarom is hierdie woorde van hom moeilik om te verstaan, en baie van die mense wat agter hom aangeloop het, draai om, hulle volg hom nie meer nie, want hierdie woorde maak net nie vir hulle sin nie. En dan kyk Jesus na sy disippels, en hy sê maar, na die 12, wil julle nie ook gaan nie? Wil julle nie ook maar net wegloop nie? En dan het Petrus hierdie ongelooflike belydenis. Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe. En ons glo en weet dat u die Heilige van God is. Here, na wie toe sal ons gaan? Daar is niemand anders nie. Daar is niemand anders wat die woorde van die lewe het nie. Het Petrus en die ander 11 al die woorde verstaan? Nee. Hulle het nie, maar het geweet wie Jesus is. En daarom bly hulle by hom. Mag ek en jy ook dit kies? Voel vir my die hele wêreld draai hulle rug op God en godsdiens. En as die Here vir my en jou sou vra, wil julle nie ook mag gaan nie. Dan is hierdie die realiteit. Maar Here, na wie anders toe? Net hierdie woorde wat lewe gee. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. Dankie dat ons dit mag vashou. En ja, Here, ons glo en ons bely dat U die Christus is. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê.
En ja, mag dit met jou goed gaan. Onthou, hierdie Sondag is ons Kerssangdiens in Wenen. Maak planne, maak nie saak hoe ver jy is nie, dit gaan iets ongelooflik wees om by te woon. So ek wil elkeen van die nooi na dit toe. Mooi dag weer. Totsiens.